Dankie Here dat ons nou net kan kom week in U teenwoordigheid. Dat ons kan afsak in U bonatuurlike water en dat U ons kom verkoop, refresh. Maar gee vir ons daai spesiale inspuiting van U krag en U energie, van U dunamis kwaliteite. Dankie Jesus, dat U individueel met ieder en elkeen nou werk. Elkeen wat luister, Here, ons wil net insak in U rus in. Into your completeness. Jesus, dat ons nou totaal afgeskakel is van die wêreld daar buite en dat ons net kan opkyk en sê, Abba Vader, help ons, staan ons by, geef ons nuwe krag en energie, openbaar Uself nou deur die woord en gee vir ons die knowledge om te kan kies, om U te volg. Dankie Jesus. Praat nou met ons deur U Gees. Reveal yourself. Our Lord Jesus Christ. Amen. Het is so lekker net om te kan terugsit en te sê, bedien my, Here, bedien my. Die tema van vanoggend is soos 'n tweesnydende swaard. God sê in sy woord, hy het 'n bestemde oestyd vir alles wat ons saai. 'n bestemde oestyd vir alles wat ons gesaai het, tans saai en nog gaan saai. Dis baie, baie wyd. Ek wil begin met daai gedeelte van die woord wat sê, sy woord is soos 'n tweesnydende swaard, dit gaan deur murg en been. Ek wil hê jy moet vanoggend voel, hy kraak so tussen daai ligamente in. Ag, jy nou nie vir my plesier verskaf nie, maar ek wil net hê, ons moet by daai deel begin. En die Bybelboek wat ek wil hê ons moet nou mee oopmaak is die profetiese boek Micha. Nou as jy gaan terugtel 1, 2, 3, 4, omtrent die 5de profetiese boek voor jy Matteus skryf. Kom jy by Micha. Micha het nie baie hoofstukke nie, dis basies 7. En as ek nou hier kyk, moet ek bieg en sê, ek het nog nie baie studie gedoen in die hoofstukke nie. Ek dink daar's party wat gaan sê, is daar so 'n boek in die Bybel? Dit sal nou daarby vir jou wees. 28 jaar gelede. Kyk, Karine het die goed geleer in die Sondagskoolklas. So. Gelukkig is nie al wat sy geleer het. Maar Micha 6 sê die volgende vanaf vers 9. Hy sê om die Here te dien, dit is wysheid. Die Here roep die stad. Luister! Leier en julle almal wat aanhou roof.
Hy sê, goddelose plek, moet ek die verkeerde maatlyn bly verdra? Nou gaan jy sê, tjing, nou onthou ek iets. Liana, nee, dit het by jou in skool. Moet ek die verkeerde maatlyn bly verdra, of die vals inhoudsmaat, wat ek so haat? Jy sien in daai tyd, nee, dis nou 'n simpel voorbeeld, maar dis 'n voorbeeld. Toe ek nou in die shoppie gewerk het by my ouma op die plot, dan kom koop hulle roltwak. Wie kan 'n roltwak onthou? Nikkie, roltwak. Ja, hy kan. So, dit is so 'n ronde tol swart mangoodies. Die deel met jy net betaal te doen. Roltwak. Tjoe, jy is heilig. Maar dan rol hulle die ding af, nee. En dan meet hulle hom en dan knip hulle hom. Daai tyd was dit op duime. Soveel duim 10 cent. En so, dan is dit 20 cent. Jy rol dit af. Dis soos materiaal wat jy koop. Nou nog. Dan sê daai Oosterwing, catch there. En hy gee vir jou die punt op 0. Hy wys nooit vir jou die kant. Is dit nou 1 meter of is dit 2 of 3 meter nie? Dis sy surprise. Dan snel. En jy moet tevrede wees. Vat nou 'n tip van 'n voel. Moet nooit na 0 toe gaan nie. Laat hy by 0 vashou. En jy gaan die kant toe en jy sê vir hom, nee, ons moet nog 'n entjie afgaan. En dan snel. Roltwak is daai wat hulle so gekou het. En as hulle klaar doen, spoeg hulle die gwel in so 'n silverbakkie in. Maar hy het al so 'n geel canvas opgebou met die jare van die nikotien. Dis pruimtwak. Dis die maat wat God hier gebruik waarmee gemeet word. Jy hoef nie te ril nie, gaan net so. Nee. Hy sê, moet ek die verkeerde maatlyn bly verdra? God sê, ek sien julle meet skelm verkeerd. En dan sê hy, of die vals inhoudsmaat wat ek so haat. Jy sien, daai tyd was daar nie elektroniese skale nie. Jy het die goedjies hierdie kant in die beskottel gesit, hierdie kant sit jy die eystertjie op. Sit jy die gewiggies op, né? Nou vang jy die duim hier so. Of af. En jy besluit, was dit nou genoeg of al dan nie, né? Sien, ek het baie ervaring. Hier staan dit, of die vals inhoudsmaat wat ek so haat, moet ek die eienaar van 'n onbetroubare weegskaal vryspreek? Een met 'n sak vol vals gewigte. OK, julle verstaan glad nie. Wat hulle gedoen het, daai tyd was daar nie baie plastiek nie, maar daar was ligte metaal, soos aluminium. Nou vat hulle daai gewiggies, dan sny hulle hom spesiaal dat hy dieselfde vorm het as daai braas gewigte. En dan sprei hulle hom, plaskwam, lyk hy dieselfde, né? Dan sit hulle hom op baie skaal, dan gooi hulle hom in, as jy by die huis kom, dan sê, ma, is dit al erwtekos wat hulle vir jou gegee het? En sê, maar ja, ma. Want dit is vergelyk met aluminium, nie met yster of potyster of braas nie. Hy sê, 'n onbetroue weegskaal vryspreek een met 'n sak vol vals gewigte. Die stadse ryk mense pleeg geweld. Sy inwoners lieg en hulle bedrieg. Daarom het ek jou begin straf. Ek het jou begin verwoes oor jou sondes
Jy sal eet en nie genoeg kry nie. Ok, dis nou nie soos ek nie, né? Hulle sê daai mense gaan eet en hulle gaan honger bly. Hy sê, jy sal honger bly, jy sal geboortepyne hê, maar nie 'n kind in die wêreld bring nie. Hongerte, onvrugbaarheid. En wanneer jy 'n kind in die wêreld bring, gee ek hom vir die swaard. Nou word daar 'n kind gebore en daar in sy kop hê. God draai hierdie mense op die pad kry om hulle te bestraf, maar hulle hou aan. Hy sê die volgende: jy sal saai, maar nie oes nie. Jy sal olywe pars, maar nie met olie smeer nie. Beteken jy gaan nie olie hê nie. Jy gaan nie die olywe hê en jy gaan dit pars, maar daar's bogger op. Hy sê jy gaan druiwe pars, maar nie wyn drink nie. Ek het een sinnetjie as ek hierna kyk. Skelm is gelyk aan saffer. Om skelm te wees is gelyk aan struggle. God haat skelmstreke. Hier staan dit. Het God gechange van Micha se tyd tot vandag toe? Nee. Het sy standaard hoe hy na mense kyk verander? Nee. Ja, het Jesus gestuur vir vergifnis van sondes en dan hou jy op om skelm te wees. Hier is die van wat jy saai sal jy oes. As jy op 'n oneerlike manier saai, gaan jy oneerlik resultate kry. Wat niks is nie. Dit gaan nie goed gaan met jou nie. Dit gaan net bad gaan. Hier is 'n gedeelte in die profetiese boek Hosea 10. En dit gaan ook oor oes en saai. Daar's so 40 skrifgedeeltes. Ek gaan net 3 behandel, hoor. Ek weet julle raak genoeg. Hy sê hier so Hosea 10:12, ek het gesê, saai volgens my wil, en julle sal my liefde oes. Wat meer wil jy? Saai volgens my wil, en julle sal liefde oes. Hosea 10:12. Sy is besig om skietgoed by mekaar. Ek het hom nou. Sy hier uitstap. Hosea 10:12 sê, saai volgens my wil en julle sal my liefde oes. Ploeg vir julle 'n nuwe land. Dit is nou die tyd. Luister baie mooi. Hierdie is kort maar kragtig. Hy sê, ploeg vir jou 'n nuwe land, uitroepteken. Dit is nou die tyd om na my wil te vra, sodat ek kan kom en weldade oor julle uitgiet. Wat is 'n weldade? Hy sê, it's life in abundance. Life in abundance. Kyk, ons het te doen met die goeie herder. Johannes 10:10. Hy sê, hey, kyk vir my, ek is die goeie herder. Ek het gekom om vir jou lewe te gee en dit in oorvloed. Voorspoed, hoor, maar dit nou nie verkeerd formuleer nie. Voorspoed. Lewe in oorvloed. Maar ek wil by die derde skrifgedeelte kom en dis Galasiërs 6. Kyk, hy so in Vers. Hier staan bo aan dra mekaar se laste.
Ons het geleer verlede Sondag, ons is 'n liggaam van die Here Jesus Christus. Ons is aan mekaar vasgeweef met die goue draad van die Heilige Gees. Hy sê vers 1, broers/susters, julle is nie vrygeskryf. As iemand in die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in die gees van sagmoedigheid reghelp. Die Here is terug. Ek het nou nie 'n sticker. Jy sien wat ons doen, is die volgende. Hoe is dit? Nee, so my hand gebruik, dis jy. Wat ons graag doen is, nou doen daai een iets verkeerd, skryf nie. Wat jy verkeerd doen. Job sê weer vir die tweede keer. Skinder, né? Skinder, kwaad praat. Skryf nie. Labelaar. Ek wil niks met jou te doen hê nie. Jy sien, dit is wat ons as Christene doen. Né? Inteendeel, wat sê die woord? Met die liefde en die sagmoedigheid van die Gees, daai een reghelp. Wie wat so goeie begin? Ek wil met jou ergens praat oor dit. Jy nou die aand geglip. So, nee, ek stryk op die water, ek stryk, nee, in die Gees. In die Gees het jy opgeslip. Het jy agtergekom? Nee, het jy nie. Nee. Het jy agtergekom? Toe jy dit sê, het jy eintlik kwaad gepraat en 'n kinderstorie begin vorm. Hoe kan ek jou help? Die sal sê, dat jy dit nou stop. Die sal sê, ag sê net vir my wat, en ek sal my lewe vir jou gee, dat jy dit nie weer doen nie. So verskil ons, né? Ons sal sê, Mark sal sê, stop dit nou. Dan weet hy een presies. Danilo sê, ons gaan nou ry. Dra mekaar se laste en gee op mekaar die manier uitvoering aan die wet van Christus. Wat is die wet van Christus? Liefde. As iemand hom verbeel, hy is iets en hy is niks, bedrieg hy homself. Wat is die beste enetjie? Daai was eintlik 'n meeltjie, nou is hy 'n brood. Nou dink hy is 'n spesiale brood. Dit was maar net meel. Vers 4, laat elkeen sy eie doen en late ondersoek. As dit goed is, kan hy daarop trots wees, sonder om dit met die van 'n ander te vergelyk. Sonder om dit met iemand anders te vergelyk, want jy is uniek. Hy sê, ondersoek elkeen sy eie doene en late. Daarom kan jy kom en sê, onthou jy nou die aand. Ek wil jou help, dat jy jouself ondersoek. Dis so anderster as van ons gewoontes, want ons sal dadelik daai een aanvat. Nee, dat jy die kniegesprekke wat hulle ons deesdae sê. Sit knie tot knie. Nee, nou is dit 'n kasieel. Sit knie tot knie en dan sê jy vir daai persoon wat, né? Maar die behulpsaamheid is die belangrikste deel.
Want dis waaroor dit hierdie gaan is, om behulpsaamheid te toon, om mekaar te help en te lig. Hy sê, vers 5, elkeen sal rekenskap moet gee oor wat hy gedoen het. Dis jou probleem. Iemand wat onderrig ontvang in die woord van God, moet sy leermeester laat deel in al die goeie dinge wat hy het. Moenie jouself mislei nie, dis die teks gedeelte. Moenie jouself mislei nie. God laat nie met hom spot nie. Wat 'n mens saai, sal hy ook oes. Hier sit 'n klinkklare ding. Niks wat jy saai, gaan jou oes oplewer. God sal sorg daarvoor. Wat hy sê, dis hoe sy koninkryk werk. En ons het gesê, Hemelse Vader, laat U koninkryk kom. Jy bid dit so wonderlik in jou gebed. Jy vra dit. Moenie dit nou stop van môre af nie. Vra dit nog steeds. Want dis hoe sy koninkryk werk. Hy sê, julle raak deel van my koninkryk as jy jou bekeer van die wêreld en nie meer agter die duiwel aanduiwel nie, maar jy my volg. Ek is die koning van die koninkryk van die hemel. Dan volg julle my. Wat doen jy? Jy doen soos die koninkryk sê. Hy gaan verder, hy sê, wat 'n mens saai, sal dit ook wees wat hy oes. Wie op die akker van die sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dood en verderf oes. Maar wie op die akker van die gees saai, sal van die gees die ewige lewe oes. Wat is die slim ding om te doen? Sien, dis nou baie diplomaties. As ek nou 'n prime minister was, dan was dit nou 10 uit 10. Wat is die slim ding om te doen? Om te saai wat die Gees jou sê. Dis dit. Ek kan sê vandat ons in die bediening is hierdie so baie aan ons gepredik. As jy iets wil hê wat jy graag wil ontvang, saai dit. As jy voel, maar daar is nou nie liefde nie, saai liefde. Jy kan dit opbreek in 100 stukkies. Want God sê, en as God sê, en sy koninkryk van die troon verbind met hierdie aarde waar jy is, en jy spreek dit met die Gees van God se asem in jou, en dis wat hy gesê, dan sê daai liedjie, and so it will be. And so be it. God will, it is as good as God has done it. Wat jy ook al 'n behoefte na het, saai. Nergens in die Bybel wat iemand iets gesaai het dit nie ons opgelewer. Good and bad. Hy sê verder, vers 9, laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insaam. Solank ons die geleentheid het, moet ons dus aan almal goed doen, veral
aan die medegelowiges. Die vraag het al baie keer so opgekom. Maar hoe lank nog moet ek? Nee? Dis julle sit met pokerface. Het julle nie al so gevoelig gesê, maar hoe lank moet ek nog? Dankie. Julle? Dankie. Hoe lank moet ek nog? God sê, solank jy die geleentheid. Solank jy dit kan doen, doen het. Dis so. Hoeveel keer moet ek hom vryspreek, solank as wat jy kan? In die geleentheid. Want as jy of hy of sy aanbeweeg het, dan gaan jy dit nie meer kan doen. Is nie ek wat dit sê nie. Dis ons hemelse Vader, die God wat ons aanbid, sê dit. As jy wil skoonkom, doen dit, terwyl jy die geleentheid. Want as die kling klok gelei, verby. Ek het eendag hier geskryf. As jy iets gedoen het in die koninkryk van God, dan is jy soos iemand wat 'n hek oopgemaak. En jy vorm 'n gateway to be blessed. In enige iets wat die koninkryk van God kan bewerkstellig. En wat is dit? Alles. Ons aanbid 'n skepper God. As 'n ding nie bestaan nie, maak hy hom. As hy voel is nie in die omstandighede nie, dan hou hy hom vas tot die bestemde tyd, dan sal jy dit oes. Ek wil afsluit met terug. Wees versigtig wat jy sê. En as jy dit gesê het, kniel, buig, sê Here, ek is jammer. Kanselleer dit. Kanselleer dit daar en dan. Want klankgolwe sterf nooit. Daar's 'n sêde. En hou hierdie in jou binneste totdat jy aan die ander kant is. Jy gaan nog jou woorde eet. En dieselfde asem, dit wat jy sê, gaan weer hier in. En dit wat hier in die machine kom, by die harde skyf, gaan wees hoe jy leef. Ek wil glad nie verder motiveer nie. Nie omtrent saai moes nie. Bly dit doen. Dis al wat God vir ons sê, terwyl jy die geleentheid het. Amen. Kom ons sluit dit. Aba Vader, ons kan net kom en sê, o Here, help ons. Ons is sulke nietige mense buite U wil. Ons verstaan nog nie dat ons net ons denkpatrone en hoe ons as kinders gekondisioneer is, groot geword het en nog steeds doen, moet aflê. Help dat ons op 'n punt en 'n vlak gaan kom, dat ons meer en meer soos U gaan raak. En dat ons opgewonde kan wees, as ons gesaai het oor die oes wat U gaan bewerkstellig. Het sy fisies, verbaal, maak nie saak wat nie. Dankie Jesus, dat U hierdie landboubeginsel jaar toe begin het, en dit nog steeds van toepassing is op vandag. En ons spreek dit alles in Jesus Christus naam. Amen.
Ons gaan afsluit met die laaste lied. Ek gee vir jou kans om in die koninkryk te saai. Jy daar wat kyk op YouTube, daar's die bankbesonderhede, jy kan 'n EFT doen, jy kan nou kom en 'n dankoffer, dankie sê in die koninkryk van God, en jy kan dit selfs van jou huis af doen. Maar kom ons sê dankie, liewe Jesus. Kom ons staan, ons sluit af met He's worthy to be praised. Thank you, God. Afsluit wat ook al, totdat ons die seën van die Here ontvang het en dan gaan ons uitgaan. Asseblief. Ek trek my aandag af in 'n preek die saak. Okay, kom ons sê net weer van voor af. He's worthy to be praised and lifted. He's worthy to be praised and set me free. He's worthy to be praised and open heaven unto me. He's worthy to be praised. Praise Him, praise Him, praise Him in the morning, praise Him in the noontime, praise Him, praise Him, praise Him till the sun goes down. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him in the morning, praise Him in the noontime, praise Him, praise Him, praise Him till the sun goes down. Praise Him till the sun goes down. Praise Him till the sun goes down. Kom ons staan net so, ons steek ons hande op en sê, Here, kom seën ons. Dankie Here Jesus Christus dat U nou afkyk oor ons en ons seën met U onverdiende guns en genade. Seën ons met U shalom vrede en U agape liefde in ons Here Jesus Christus naam. Amen. Weet julle wat is 'n wow? Gister toe ek daai twee bevestig het in die huwelik en ek stap af na hulle toe en hulle kniel voor God, nie voor my. En ek lê hulle die hande op en ek seën hulle en ek voel hoe seën hulle. Wees met afwagting vir hierdie aanraking van God af. Niks te doen met my. Dis hy wat heilig is. Kom ons gaan kyk lekker saam in die saal. Ek dink daar's warm water, vir tee en koffie.